Dis 'n voorreg om jou te kan groet in die naam van ons Here Jesus Christus. Ek wil met jou vandag oor 'n merkwaardige stelling praat wat Jesus gemaak het, daar in Lukas 9 vers 25. Daar sê hy, wat help dit 'n mens as hy die hele wêreld as wins verkry, maar homself verloor of te gronde gaan? En as ek 'n tema kan gebruik vir vandag, sal ek dit noem die grootste verlies. Die grootste verlies. Dit is nooit lekker om iets te verloor nie. Die reaksie op 'n verlies in jou lewe kan wissel van 'n ligte skok tot erge trauma, afhangende van wat jy natuurlik verloor. Ons elkeen kan seker 'n paar verhale oor verliese vertel. Ek sal nooit vergeet daardie aand in my eie lewe by die groot busterminus in Buenos Aires, toe ek my houer met my vlugkaartjie, my paspoort en 'n paar $1000 verloor het nie. Daar is baie dinge wat ons in hierdie lewe kan verloor. Materiële besittings, geld en waardevolle items. Dit is egter dinge wat in 'n mate vervangbaar is. Jy kan weens sekere gebeure ook jou sosiale status verloor. In die sentrums vir alkoholiste en psigiatriese pasiënte het ek al mense ontmoet wat eens gerespekteerdes in die samelewing was. Een van die mees traumatiese verliese is wanneer jy jou vriende verloor, of om 'n geliefde deur die dood of weens 'n egskeiding te verloor. Nog iets kosbaar wat jy kan verloor, is jou gesondheid. Weliswaar is sommige mense self verantwoordelik vir die verlies van hulle gesondheid, omdat hulle gekies het vir 'n onverantwoordelike leefstyl, slegte eetgewoontes en die gebruik van verslawende en skadelike middels. En dan hoor ons dikwels van daardie hartseer gevalle van mense wat alles verloor het. Nou wat moet met jou gebeur en wat moet jy alles verloor om te kan sê ek het alles verloor? Miskien iemand wie sy huis afgebrand het. Miskien kon Job dit gesê het toe hy al sy besittings, sy kinders en sy gesondheid verloor het. Maar selfs toe het hy nog nie alles verloor nie, want hy het God nog gehad. Nou in hierdie skrifgedeelte praat Jesus van mense wat hulle self verloor. Het jy al verdwaal, weggeraak? Ek bedoel, was jy al regtig verlore? Som in 'n woud te verdwaal, of op die oop see in digte mis wat oor jou toegesak het. Miskien kan jy onthou toe jy as kind ergens in 'n openbare plek soos by 'n skou van jou ouers weggedwaal het. 'n Angswekkende gevoel neem van jou besit, wanneer jy besef jy het verdwaal, jy het verlore geraak. Dink weer aan Jesus se woorde in Lukas 9 vers 25. Hy praat oor die lewe deur die voorbeeld van 'n eenvoudige som. Nou die Jode was nog altyd goed met besigheid, met die begrip van wins en verlies. Wel, Jesus praat hier oor die lewe in terme van wins en verlies. Doen dit gerus self. Skryf aan die kredietkant van jou staat die hele wêreld en aan die debietkant ek self. Jy sal saamstem dat dit 'n hopelose staat is. Hier is geen wins nie. Want as die een wat die wins moet ontvang verlore of dood is, beteken die wins heeltemal niks nie. Dis 'n ewige verlies. Dit maak nie saak wat ek of jy in hierdie lewe bereik het nie. Niks is die moeite werd nie. Daar kan geen wins wees as ons nie die lewe, Jesus Christus, ontvang het nie. Hy het self gesê by geleentheid, soek eers die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kom ons gaan 'n oomblik saam bid. Here, ek besef dat ek alles verloor het, wanneer ek U verloor het. Maar as ek U gevind het, het ek inderdaad die weg, die waarheid en die lewe gevind. Daarvoor dank ek U. Amen. Ons gesels volgende week weer 'n keer.